'n man en vrou het al 3 hul kinders op een dag verloor. Hulle het gesê die swaarste ding in hulle lewe was die keuse om na hul kinders se dood met hulle lewe aan te gaan. Dit het vir hul gevoel of hulle hul kinders in die steek laat as hulle aangaan met hulle lewe. Nadat Job op een dag al sy besittings en al sy kinders verloor het, word hy ook met pynlike swere oor sy hele liggaam getref. Hy sê in Job 3 vers 25 tot 26 dat dit waarvoor hy bang was om getref het, en nou het hy geen rus en vrede nie, al wat in sy lewe oorbly is net angs. In Klaagliedere 3 word gepraat van mense wat ellende beleef het. Die lewe het soos 'n muur om hulle geword waar hulle net nie kan uitkom nie. Die lewe het vir hulle galbitter geword en dit het vir hulle gevoel, hulle kou gruis klippe. Hul gedagtes het vasgedraai en hulle het nie geweet watter kant toe nie. En dan hoor ons dat hierdie mense in hulle moeilike omstandighede ontdek dat die Here nog altyd met hulle pad loop. Daar is net nie 'n einde aan God se genade nie. Hy begin elke dag nuut met ons. Hulle maak dan die keuse om saam met God op te staan en opnuut na die Here se wil vir hulle lewe te vra. Al het dit wat gebeur het jou plat geslaan en die lewe vir jou galbitter gemaak, is dit nog nie die einde nie. Die Here wil nog altyd met jou 'n pad loop. Die Here is ons enigste hoop. Jy kan nie bly lê waar jy nou is nie. Kies om op te kyk na die Here en vra na sy wil vir jou lewe. Staan dan op saam met die Here, een tree op 'n slag. Onthou, hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 9 dat sy krag juis tot volle werking kom as ons swak is. Kan sy krag in jou lewe tot volle werking kom?